is dit die maand Abib of Nisan, deel 7. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Shua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink aan my heel nuutste boek. Dis 'n A5 boek, 500 bladsye dik, is in kleur. Die boek se naam is die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns. En dit word ook een van ons handboeke vir ons Bybelskool. So as dit vir my so belangrik is om die boek te gebruik vir die Bybelcollege, dan kan u dink hoe belangrik dit vir u in u lewe kan wees. U gaan daar dinge lees, selfs in Hebreërs 1. Jy kan gelees, vat so net jou Bybel, vat Hebreërs 1 vers 1 tot met vers 14. Dis hoofstuk 1. Kyk of u die antwoorde kan kry wat daar geskryf staan. Goed. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa-shua.co.za. As dit al die eerste keer is dit en na die reeks kyk of luister, dis baie welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Dit is belangrik dat jy na deel 1 toe gaan voor begin, want anders ek is sommer in plain Afrikaans het jy nie 'n klou waarvan ons praat nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op YouTube kanaal, sodat jy verskillende kennisgewings kan ontvang van al ons studies, as ook ons TikTok boodskappe van maandag tot Vrydag. Stuur die kontak by vriende en kennisses. Die reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen 33 Bybel is uiters noodsaaklik. En dan natuurlik 'n veiligheidsgordel. Ons praat maar van 'n seatbelt of 2, want jy kry 'n paar geestelike skokke wat die kerke jou nooit iets van verduidelik het nie. Dit is belangrik dat jy verstaan dat ons vereenseldig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement. Ons is verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die Bybel nie, in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke 1860 vertaling deur Dr. Joseph Briand Rottenham in die oorspronklike Hebreëse taal, waar die naam Here Jesus in werklikheid Jaffa-Shua is, die naam God in werklikheid Elohim, die naam Here in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh is. Dis erfstukke, ek het 'n paar oor, sou u belangstel, kan jy my kontak, dat ek vir u sê wat dit kos. Ons gaan aan waar ons voorheen opgehou het. Die 15de van die maand Abib, die 15de van die maand Abib. Levitikus 23 vers 6. Levitikus 23 vers 6. En op die 15de dag van die maand Abib is die fees van die ongesuurde brode van Jaffa die Almagtige, en dan natuurlik vir die ander ouens, die Here, wie hy sê, 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Met ander woorde, julle moenie brood eet wat suurdeeg in het nie. Kyk wat sê hy, vers 7, op die eerste dag van die nuwe jaar. Nou wanneer is dit? Wanneer is die eerste dag van die nuwe jaar? Naamlik die 15de dag van Abib. Moet daar vir julle, naamlik die volk van Israel, kyk my vingers, 'n heilige vierdag of gedenksdag wees, soos op 'n gewone Sabbat. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Kyk nou mooi na die beeldspraak wat hier gebruik word. Julle ou sondige lewe, 1 Korinte 5 vers 1 tot 8. In hierdie skrifverwysings vind ons dat apostel Paulus met bekeerde Jode praat, wie weer na hulle ou sondige leefwyse teruggekeer het. Dit kan jy alles lees voor die hele 1 Korinte 5 vers 1 af, maar ons gaan van vers 6 af terwille van die tyd aangaan. Jy kan die res self lees. As hy 1 Korinte 5 vers 6, julle naamlik die bekeerde Jode se roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg, 'n bietjie sonde,
die hele deeg suur maak nie, dat dit julle van die ewige lewe gaan weerhou. Vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, die sonde, sodat julle, dis die Israeliete, 'n nuwe deeg kan wees. Aan die ander woorde, kom tot die bonatuurlike geopenbaarde woord. Soos julle inderdaad ongesuurd is, so die ewige lewe is aan Israel verkondig. Die Bybel sê, hy het na sy eie gekom, Jahshua, Jesus Christus, maar hulle het hom nie aangewys nie. Dis hulle wat geskree het, kruisig hom. Hy sê ons Messias nie. Hy sê, soos julle inderdaad ongesuurd is, wat ook ons, naamlik die apostelse, nou moet jy luister, kom ek lees vers 7, en dan moet jy luister na die woord paaslam. Suiwer, vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Hierdie staan natuurlik in ons 33-53 Bybels geskryf. Vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons, naamlik die apostelse paaslam, vir ons Israeliete geslag is, dis Jahshua. Paaslam, daar staan dit in ons Bybel. 1 Korinte 5 vers 17 in die nuwe vertaling. Ekskuus tog, in die Nuwe Testament. Onthou ons dit nou al gekry in die Ou Testament ook, waar Tosius hulle dit invertaal het in die Ou Testament, hy en sy broederbond vrymetselare metgeselle, want hulle het hierso die 33 alreeds hersien. Hy sê, het u die Rooms-Katholieke, ek vra die vraag, het u die Rooms-Katholieke misleiding de leen hier raak gelees? Lees het weer. Wat? Jahwe die Almagtige het nooit vir Moses gesê om 'n paaslam te slag nie, maar 'n Pesach of 'n Pascha lam. Sonder dat gewone Kersmense dit werklik ooit besef het, het Satan dit weer reg gekry om Konstantyn se Rooms-Katholieke afgode dogma en teologie in ons eie 1933 Bybels ongesiens in te plaas. Vir geslagte kinders in die toekoms om ook net te glo dat dit die Paasfees is van die Hindoese Astarafees, dat dit presies dieselfde is. Dit is die Goeie Vrydag, kruisiging en opstanding en Pesach, né? Dit alles is deel van Paasfees, 'n leen uit die doodryk uit. Hoekom sal die kinders en kleinkinders dit glo? Hoekom glo u dit miskien? Omdat dit staan in jou Bybel. Wel, dit is 'n leen wat invertaal is, want Jahwe kan nie twee goed skryf en sê nie. Eerstens het die Paasfees nie bestaan, toe Israel uit die tyd van Egipte weggetrek het, na hulle 430 jaar in ballingskap was nie, in slawerny onder die Egiptenare nie. Die Paasfees was eers ingestel in 325 tot 27 by die Council of Nicene deur ene Konstantyn, wat dan die Rooms-Katholieke paus was, en wat die Roomse kerk in twee geskeur het, deurdat hy Konstantinopel geskep het, die ooste en die weste. Die woord verklaar, die Satan kom soos 'n engel van die lig, maar prys Jahshua vir die bonatuurlike geopenbaarde insig, om die totale waarheid ook in 2016 te kan onderskei. U het mos self insig en kennis. Dit is mos maklik om te verstaan. Steeds is dit nodig om na ander skrifgedeeltes te moet kyk, om die volledige waarheid te kan verstaan. Die Pesach of Pascha van Jahwe die Almagtige, nie Pasfees nie, Pesach of Pascha. Levitikus 23 vers 4. Levitikus 23 vers 4. Dit is 'n feestyd van Jahwe die Almagtige en hakies die Here. Eerstens kon dit nooit gesê die Here in die boek Levitikus nie, want die woord die Here kom uit die Kyrios, wat 'n Griekse woord is. In die tyd van Moses was daar nie eers Grieke gewees nie. Het jy dit geweet? Wel, kyk net na die beeld van Babylon.
Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome. So waar kom die woord Here vandaan? Dis Kyrios, wat Theos word in die 6de eeu, wat Lord word in die 13de eeu, wat Here word in ons Afrikaanse Bybels. Daar sê vers 4, Levitikus 23:4, dis 'n feestyd van Jahwe die Almagtige, ek wil die woord, die Here, die heilige vierdag of feesdag. Heilige vierdag, dis belangrik. Wat julle, naamlik die volk van Israel, nie die heidene nie, moet uitroep op hulle bepaalde tyd. En wanneer is die bepaalde tyd? Vers 5, in die eerste maand van die nuwe jaar, Abib. Op die 4de van die maand Abib, teen die aand, kyk wat sê my vingers, wat dan die begin van die 15de dag is, want as die son sak op die 14de, dan begin die 15de dag. Is die Pascha of die Pesach van Jahwe die Almagtige. Kyk wat sê hy, is die Pascha of Pesach. Hy sê nie Paasfees nie. Met 'n hasie en eiertjies en hoenderhaan. Ek lag amper wat soos hoenderhaan wat kraai. Ja. Is die Pascha of die Pesach van Jahwe die Almagtige. Vers 6. En op die 15de dag van die maand, dis Abib, is die fees van die ongesuurde brode van Jahwe die Almagtige. 7 dae lank moet julle Israeliete ongesuurde brode eet. Dis tog baie maklik om te verstaan wat daar staan. Daar staan Pesach of Pascha. Nie Paasfees nie. Maar elke Easter weekend dan hou ons die kruisigingsnaweek van liewe Jesus in sy opstanding op die 3de dag. Tel vir my van Vrydag aand af na Sondagoggend toe, 3 dae en 3 nagte, wat Yahshua, dis Jesus Christus, in die doodryk moes gewees het. As jy dit kan regkry, dan gee ek vir jou my karpersent, dadelik. Nog 'n skriftuurlike bevestiging van Jahwe ons Elohim se opdrag, luister mooi. Levitikus 23 vers 4 tot 8. Hy sê, dit is 'n feestyd van Jahwe die Almagtige. Heilige fees, heilige 4 dae, dis 'n feestyd, wat julle die Israeliete moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Wanneer? In die eerste maand van die nuwe jaar van die volk Israel, die maand Abib, op die 14de, kyk wat staan daar, op die 4de van die maand, dis Abib teen die aand, kyk wat sê ek, wat dan die 15de dag van Abib is die wat? Die Pascha of die Pesach van Jahwe die Almagtige. Hulle sê, die Here. Vers 6. En op die 15de dag van Abib is die Pascha of Pesach. Kyk my vingers. Die fees van die ongesuurde brode van Jahwe die Almagtige. 7 dae lank moet julle Israeliete ongesuurde brode eet. Nou, vers 7. Op die eerste dag van die 15de Abib, op die eerste dag, die 15de Abib, moet daar vir julle, naamlik die volk van Israel, heilige vierdag Pesach op Pesach wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, want hierdie is die groot Sabbat. Nou onthou wat ek gesê het, dat in hierdie week is daar 2 Sabbatte. Eerste is dit die Pesach, die vieringe van Israel se uittog, die eerste dag van die nuwe maand vir Israel, die 15de dag van Abib. Ons gaan later sien dat dit eeue later, presies op die, wel 1070 jaar later, gaan dit presies die datum wees, wat Yahshua dan reeds dood is. Want hy word op die 14de, die dag van die voorbereiding, word hy gekruisig en begrawe. So, en dan gaan ons sien hoe werk die opstanding, in 3 dae en 3 nagte. Dan sal jou oog ook sommer net so kan oopgaan. En dit is nie moeilik nie,
'n kind van 12 kan dit verstaan. Moet net lees wat in die Bybel staan. Vergeet dat jou kerk, die leuns wat jou kerk jou verkondig en geleer het, al jou lewe lank. Dis hoekom ek nie baie populêr was toe ek die goed gepreek het toe ek jonger was nie. Hulle het nie van my gehou nie, want ek het gesê, dis die woord. Hy sê, daar moet vir julle, naamlik die volk van Israel, heilige vierdag, die Pesach of die Pascha wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, want hierdie is die groot, nou ek sê in hakies, want hierdie is die groot fees, is die groot Sabbat, wat jaarliks onderhou moes word. Die Bybel verklaar dat dit in die maand Abib was, en nie in die maand Nisan nie. Nou gaan die Bybel dit vir jou sê, maak jou seatbelt styf vas. Eksodus 23 vers 15. Wil ons lees wat in die Bybel staan. Eksodus 23 vers 15. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou. Dis nou natuurlik Moses en die volk van Israel. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Wel, by die tyd is ons al so vol ongesuurde brode, want ons hoor net is ongesuurde brode, né? Alraai, 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, soos ek, Jahwe die Almagtige, jou, dus Moses beveel het. Lees nou duidelik wat staan hier geskryf. Dit is nie ek, Prof Hannes, wat van u wil oortuig nie. Hier staan dit in jou eie Bybel geskryf. Jy kan nie sê ek voer jou 'n leuen nie. Of jy glo wat jy lees en jou kerk lieg vir jou, of so nie, gaan jy maar net saam met hulle aan, volg die stroom. Maar ek gaan nooit eendag vir Jahwe sê ek het nie geweet nie. Ek wat sê hy. Kom ons lees vers 15. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, soos ek, Jahwe die Almagtige, jou Moses beveel het. Lees nou duidelik wat staan hier geskryf. Dit is nie ek, Prof Hannes, wat jou wil oortuig nie. Hier staan dit in jou eie Bybel geskryf. Op die bepaalde tyd in die maand, ek hoor nie mooi nie, wat staan daar? Nisan. Nisan, dit kan nie Nisan wees nie, want Nisan is April maand. Abib is Oktober maand. Daar's 'n rede vir dit. Onthou, ons is besig om te kyk na die koring opset, die koring, hoe AI en die ouens sê, daar moes koring wees vir Israel om kos te hê as hulle trek deur die woestyn. Dis wanneer jou God so in 'n botteltjie inpas. As jou God in 'n botteltjie inpas, dan gaan jy moet padkos saamgestuur het met Israel. Jahwe, my Elohim, het klaar plan gehad met manna en kwartels. Ek gee dit vir jou vooruit dat jy dink. Want jy in 'n God glo wat so in 'n eksperimentele botteltjie kan inpas, dan het jy padkos nodig gehad vir 1 miljoen mense. Kan jy net dink hoeveel koring, waans koring en in die woestyn? Hulle sou meer vasgesit het as iets anders om 1 miljoen Jode kos te gee vir 1 jaar, never mind 40 jaar. Jy sien, maar as omdat die mense net dink solank as wat hulle neus so lank is. En wat die AI sê, dan dit moes in die maand Abib gewees het. En die maand Abib moes in Nisan se plek gewees het. Want dis die tyd van die koring. Of die wheat, die barley, dis hoe hulle dit noem. Nee, jy het nooit vir Moses gesê, vat iets. Hy het nie eens vir hulle gesê, vat water saam nie. Hoeveel water sou hulle moes saamgevat? Hoeveel ek wil nie eers sê donkiekarre nie. Hoeveel ossewaans, kameelwaans moes hulle gemaak het om water te vat vir Israel, miljoen Jode vir 1 jaar. Nee, Jahwe het vir Moses sê, praat met die rots, ek sal vir jou water gee. Moenie water spat nie, moet ook nie vir jou padkos saamvat nie. Ek gaan vir julle die beste gee, kwartels en manna. Dink net daaraan. Kom ons kom terug by die woord. Lees nou wat staan hier geskryf. Dis nie ek, Prof Hannes, wat dit vir jou gaan oortuig nie. Hier staan dit in jou eie Bybel geskryf. Op die bepaalde tyd in die maand Abib, nie Nisan nie. Want daar in die maand Abib het jy uit Egipte uitgetrek, maar hulle, daar het hy vir ons nou net gesê, dis die maand, die bepaalde tyd is Abib. Want daar in die maand Abib het jy uit Egipte uitgetrek, maar hulle, die Israelitiese volk, in die toekoms, mag nie met leë hande voor my, Jahwe Almagtige se aangesig verskyn nie. Want hulle moet elkeen hulle eie offer bring. Wat was dit? Die paarslammetjie wat hulle moes slag. So dis 34 vers 18.
Eksodus 34 vers 18. Maak jou sitplek vas. Hoop jy het nog seatbelts oor. Eksodus 34 vers 18. Die fees van die ongesuurde brode moet julle moet brood eet, my maat. 7 dae lank moet julle Moses en die volk van Israel ongesuurde brood eet, soos ek, Jahwe die Almagtige, jou beveel het. Nou, luister nou. Op die bepaalde tyd, kyk vir my vingers, van die nuwe jaar. Kyk wat staan in jou Bybel, in die maand Nisan. Staan daar in jou Bybel ook Nisan? Nee, dit staan ook nie in my Bybel nie. Abib. Want die Abib is in Oktober maand. Jahwe het nie 'n saak gehad of dit winter of somer of herfs of lente was nie. Want hy gaan vir hulle kwartelse manna gee. Die beste vleis wat daar is. Gaan eet jy vandag in 'n delicatessen en vra vir kwartelvleis. Dis een van die duurste vleise wat jy kan eet. Kwartels. En die Jode het dit geëet vir 40 jaar. Die Israeliete. 7 dae lank moet jy Moses, die volk van Israel, ongesuurde brood eet, sodat ek, Jahwe die Almagtige, jou beveel het. Op die bepaalde tyd van die nuwe jaar. In die maand Abib. Want in die maand Abib, kyk my vingers, op die 15de dag van die maand, moet jy Moses met die volk van Israel uit Egipte trek. Kan jy Afrikaans lees? Kan jy Afrikaans verstaan? Het jy 'n vertaler nodig? Moet ek dit vir jou in 'n ander taal sê? Onderhou die maand Abib, nie Nisan nie. Hoop jy het nog veiligheidsgordels oor. Deuteronomium 16 vers 1. En jy weet, jy leer dit uit jou Bybel uit. Dit is nie my Bybel nie. Jy is jou Bybel. Wat hoeveel jaar het jy al jou Bybel? En jy kon dit nog nooit self raak lees nie. Hoekom nie? Want jy het kerkperletjies opgehaal. Verblind deur kerkdogma en teologie. Soos die Katolieke dit wou gehad het. Dis hoekom Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, die Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 1. Want ek gaan haar en haar kinders gaan ek doodmaak, haar hoerkinders. Jammer, maar ek kan nie anderster nie. Dis leuns, dis leuns, dis leuns. Ek is so dankbaar dat Jahwe vir ons as Jahwiste, die bruid van Jahweshua, die bo-natuurlike geopenbaarde woord gee, om te lees en te verstaan. Hy maak die woord net so oop. Bid vir insig, bid vir kennis. Jy met hierdie goed na jou pastoor toe gaan. Hy sal vir jou sê, bly weg van 'n halfmaal professor af. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Regtig? Nou vra hy met my kom praat. As hy nie met jou wil praat nie, vra of hy met my 'n vergadering sal hou in julle kerk, dan kom ek soontoe. Deuteronomium 16 vers 1. En ek praat met julle messiaanse ouens ook. En julle Israel visie ouens, julle Japie van Seil followers, almal van julle. Is jy's besig met die leuns oor Japie van Seil en die boek Henog Leuns. Jy moet dit nie mis nie. Ons lewe in die tyd van die groot leuen. Die Bybel sê dat die afval begin in die huis van Jahwe. Dit begin in die kerke, alhoewel dit nie sy huis is nie, want hy sê ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Met ander woorde, die afval begin in die mense se gedagtes, want ons liggame is die tempel. Deuteronomium 16 vers 1. Vers 1. Onderhou die maand Abib. Is dit wat daar staan? Onderhou die maand Abib. Staan dit in jou Bybel? Nee, ook nie in myne nie. Deuteronomium 16 vers 6, onderhou die maand, ek meen om te sê, Nisan. Ek kanselleer. Onderhou die maand Nisan. Ek wil die woord in hakies sit Nisan. Staan dit Nisan? Nee, maar die AI sê dis Nisan. Die kerke sê dis Nisan. Al hierdie ouens wat die derde tempel teologie preek, glo dit is Nisan. Onderhou die maand Abib. En hou Pasga streep Pesach. Nie die Paasfees nie. Want die Pasga Pesach is nie die Paasfees nie. Vir Jahwe die Almagtig, hy sê die Here jou God. Waarom? Kyk nou wat staan daar. Want in die maand Abib,
het Jahwe die Almagtige, dis die Here jou God, kyk my vingers, jou Moses en die hele volk Israel uit die nag uit Egipte uitgelei. Hoekom? Want hulle het bloed aan die kusyne gehad. En ons wie heidene was, ons wie nie 'n volk was nie, die woord sê, maar nou die volk van Jahwe geword het, ons het ook bloed aan ons deurposte en kusyne, nie aan my huis nie. Ja, daar's engele met sware van vuur wat my oppas. Maar aan my geestelike deurposte, hoekom? Die genadebloed van Jahwe, nie 613 wette nie. Deuteronomium 16 vers 2, ons is nie klaar nie. Ek weet, jy wens ek ons klaar, maar ons is nog nie klaar nie. Deuteronomium 16 vers 2, jy moet vir Jahwe die Almagtige, dis die Here jou God, as Pasga of Pesach, kleinvee en beeste slag. Hy sê nie Paasfees nie, want hy praat met Israel. Op die plek wat Jahwe die Almagtige, nou sê hy die Here, sal uitkies om sy naam, wat staan daar? Om sy naam, wat sy naam? Jahwe, chicken God. Hier my ou. Sy naam is nie YHWH nie. Dis ook nie YHVH nie. Want dit is konsonante, jy kan nie uitspreek nie. Jy kon die klinkers, die A's. YAH, VAH. Het ons dit? Of kom ek sê, kom ek wys van regs na links. J, alef hy, Vaf, alef hy. YAH, dis ja, VAH, ja, va. Hoe maklik is dit? Jy kom nie naby by Jahwe uit nie, man. Nou kom die ouens, hulle sê tetragrammaton is, J, hy, Vaf, hy. YHWH. Nee, antieke Hebreërs nie. Daar was nie eens 'n letter W gewees nie. Ek het die oorspronklike antieke 22 Hebreëse alfabet. As jy dit verlang, kan jy my kontak. Stuur vir my 'n WhatsApp na my nommer toe soos hierbo. Dan sê prof, stuur vir my die foto van die 22 letter Hebreëse alfabet. Dan stuur ek vir jou die oorspronklike een. Soos wat dit. Die eerste 10 letters is in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, want die eerste is nie, dis nie 'n 10 letter alfabet nie, dis net die eerste 10 letters. Daar is nog 12, wat ek het hulle, die kant van die bladsy is die 10, die ander kant van die bladsy is die ander 12. Maar die eerste 10 letters is waaruit die geopenbaarde name voorkom. En dis al hoekom hulle die eerste 10 letters ingesit, dis jammerlik, hulle moes eintlik al 22 ingesit, maar ek stuur dit vir jy met graagte as jy my vra. Nou lees ek weer vers 2, Deuteronomium 16 vers 2, jy moet vir Jahwe die Almagtige, dis die Here jou God, as Pasga of Pesach, klein vee en beeste slag, op die plek wat Jahwe die Almagtige, die Here, sal uitkies om sy naam, watter naam? God, Here, Jahwe, Jehovah, daar te laat woon, in die beloofde land Kanaan. Hy het 'n land wat hy in plek het vir Israel, waar hulle sy naam sal ken. Kom ons lees dit weer. Jy moet vir Jahwe die Almagtige, dis die Here jou God, 'n Pesach of Pasga, kleinvee en beeste slag. Op die plek wat Jahwe die Almagtige, dis die Here, sal uitkies om sy naam. Sy naam. Wat sê hy daar so in Jesaja 45 vers 6? My volk sal my naam leer ken. Wat sê hy in Spreuke 30 vers 4? Wie hou die wind in sy kleed? Wie hou die reën? Nou ek gebruik die hakies, die Vader. Wie hou die reën in sy vuis? Die Vader. Dan vra koning Salomo, hoe is sy naam? Die Vader se naam. En hoe is die naam van sy seun?
Skus. En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. En dis nie Jesus nie. Want Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Dis 'n Baalgod naam. Gaan kyk na my reeks oor die eskatologie en die Bybel. Gaan kyk na daai reeks. Ek is nou besig om hom klaar te maak ook. So wat sê hy hierso? Pasga moet julle 'n feesslag op die plek wat ek van die Almagtige, dis die Here sal uitkies om sy naam. Wat 'n naam? God Here, Jahwe, Jehovah, daar te laat woon in die beloofde land Kanaan. Nou kom ons by die hoofgedagte van hierdie studie. Nou wat ek gaan doen, ek gaan nie hierso begin nie. Want hier bring ek vir jou die groenkoring of die wheat of die barley. Ek noem dit, want daar's 3 verskillende benamings. Groenkoring, wheat of barley. Ek gaan die goed met u ander week deel. Ons as bruid vandag het so voorreg. Eerstens dat ons die waarheid in die Bybel kan verstaan. Want die woord sê, Yahweh sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Jahwe sê, die Vader, ek openbaar my aan wie ek wil. En weet jy wat, die oomblik wanneer ons godsdienstige bande breek met die Babyloniese hoermoeder, wat als net oor geld en tiendes en goed gaan, weet jy wat, van daar af gaan die woord net oopval. Ek wil hê dat u moet hierdie lesings versprei onder soveel mense as wat jy kan. Pastore, predikante, priesters, dominee, teoloë, professors, dokters, enige een, gewone mense. So julle moet net die woord lees wat staan daar. Of jy glo die woord, of jy glo nie die woord nie. Tot volgende week as Jahwe lewe en gesondheid spaar, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.